Die skrif sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar in Christus Jesus was. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons lees vanoggend uit die Nuwe Testament. Ek lees aan die voor uit Galasiërs hoofstuk 2, en ek gaan lees vanaf vers 11, bladsy 245 in die 83 vertaling. Galasiërs 2, vanaf vers 11 tot en met vers 21. Kom ons luister na die woord van die Here. Die opskrif is in Antiochië wys Paulus vir Petrus tereg. Toe Sefas, dis natuurlik die ander naam vir Petrus, toe Sefas egter later na Antiochië toe gekom het ek my openlik teen hom verset, omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Voordat daar van Jakobus se mense aangekom het Sefas gewoonweg saam met Joodse gelowiges geëet. Maar toe die mense daar aankom, het hy hom onttrek en hom eenkant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnydenis. Die ander Joodse gelowiges het ook saam met hom begin huichel, en selfs Barnabas het hom deur hulle huichelary laat meesleep. Ons moet nou onthou dat die Jode het gesê, die Jode wat Christene geword het, jy moet ook besny wees. Anders kan jy nie 'n Christen wees. En nou het die heidene Christene geword, en hulle is nie besny nie. En nou het Petrus saam met hulle geëet, en toe skielik onttrek hy hom toe mense van Jakobus daar aankom, en ander Joodse gelowiges het hulle toe ook onttrek. Toe ek sien dat hulle van die reguit pad van die evangeliese waarheid afwyk, het ek daarvoor almal vir Sefas gesê, jy is 'n Jood en jy hou jou nie meer aan die Joodse gebruike nie. As jy self leef asof jy nie 'n Jood is nie, hoe kan jy dan mense wat nooit Jode was nie, wil dwing om te lewe asof hulle Jode is? Ons is Jode van geboorte en nie sondaars in die heidene nie. En tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom, en dit is hoe ons vrygespreek is, deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie, want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. Ons sal later bietjie meer oor die wet praat. As uit ons soeke na vryspraak in Christus geblyk het, dat ons ook sondaars is, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? Beslis nie. Maar as ek die bepalings van die wet wat ek nietig verklaar het, weer laat geld, dan maak ek myself daardeur tot 'n oortreder. Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God,
wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek kon word, op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterf het. Ons lees tot sover, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Geliefdes, ek wil graag hê u moet nou vir 'n oomblik in stilte nadink oor hierdie woorde. Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En ek wil graag hê u moet die hoofde buig en in stil gebed nadink oor hierdie woorde, waarna ek vir ons in gebed sal voorgaan. Heilige God, ons dankie dat ons vanoggend kan hoor dat u genadig is, dat u liefdevol is, dat die enigste seun ons lewe is, dat dit vir elkeen wat opreg glo, nie meer ek is wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En daarom leef ek anders, doen ek anders, praat ek anders. Daarom is ek kind van u, het u my geroep en gered, en wil ek my hele lewe aan u wy. Ek wil vir u diensbaar wees. Ek wil u naam verheerlik in my woorde en dade. Want as ek dit anders sou doen, dan sal ek op die verkeerde pad wees. Dan sal dit beteken dat ek u verwerp het, dat u kruis vir my geen betekenis het, dat u nie in my leef nie. Daarom, Here, kom ons na u toe diep afhanklik. Kom pleit en smeek ons dat u ons nooit sal verlaat nie. Dat u sal keer dat ons meegesleer word deur die wêreldse dinge. Deur al die dinge wat ons lewe so maklik in beslag neem, wat vir ons tog so belangrik word. Alles verganklike goed wat verbygaan. Help ons om ons geloof nie te verloor nie, en so die kruis van ons verlosser dan te verag. Here, dat ons dit nooit sal doen. Dat ons die liefde wat u in Christus aan ons betoon het, nooit sal minag nie. Maar dat ons in dankbaarheid ons hele lewe aan u sal wy. Here, dat ons in hierdie gemeente u naam sal verheerlik met alles wat ons doen. Dat ons saam wees tot die eer sal wees. En dat ons sal weet, ons is u kinders, diergekoop in Jesus bloed. Ons bid vir ons medebroers en susters wat ernstig siek is, dat u daar uitkoms sal bring, Here. Vir hulle wie se harte stikkend is, nadat hulle geliefdes verloor het. Vir hulle wat kommer in die hart het, en partykeer dink daar is net nie 'n uitkoms nie. Ons weet u sal sorg, en ons weet u versorg. En daarom wil ons onsself in die hand plaas. Maar kan ons nie ophou om vir mekaar te bid nie. Ons wil ook vra dat u vir die daaglikse sal sorg, want ons leef nog in die vlees. Ons het kos nodig. Ons het blyplek nodig. Ons moet hier ook versorg wees. Maar gee Here dat ons sal weet, ons het u nodig. Sterk ons in die geloof. Ons moet ook geestelik gevoed word. Gee dat ons daarna sal verlang om na u woord te luister, u woord te hoor, dit keer op keer te hoor, sodat ons kan onthou, kan weet, herinner daaraan kan word dat ons aan u behoort. Dankie Here vir alles wat ons onverdiend ontvang. Dankie vir u genade. Dankie vir u troue liefde. Dankie dat u ons op die naam ken.
dat U ons geroep het, dat ons gered is, dat ons kan uitsien na ewige, heerlike lewe. Bewaar ons daarvoor. Dit vra ons in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Kom ons sing nou voor die prediking van Gesang 492. Gesang 492, en ons sing daar albei die verse. In U is vreugde, vrede en vreugde. Jesus Christus, U is Heer. Ons weet in lyding, U gee bevryding. U bly steeds ons lofsang, Heer. U breek die bande van skuld en skande. U wat vergewe, U laat ons lewe. In U is vreugde, halleluja. Ons vrees geen dood meer, U is ons hoop, Heer. Ons bly behoue en in vertroue sing ons vreugde, halleluja. Kom ons sing albei die verse voor die prediking. Geliefdes, aan die einde van die prediking, terwyl ons so bly sit, sing ons Gesang 241, die eerste en die derde verse. Gesang 241, verse 1 en 3. Dit is dan die lied wat ons sing aan die einde van die prediking. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in Galasiërs 2 vers 20 lees ons, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Almal van ons wat vanoggend hier is, almal wat na hierdie preek gaan luister, is Christene. Mense wat in Jesus Christus glo. Ons sê dit met die mond, ons bely dit, ons beleef dit. Maar wat beteken dit om in Jesus Christus te glo? Dit het tog 'n ingrypende betekenis vir my lewe. Die evangelie van Jesus Christus word ook die blye boodskap genoem. Dis wat die woord evangelie beteken. Dis 'n vreugdeboodskap
vir sondaar mense wat besef dat hulle self nie kan red. Ons lees van God se genade en liefde in die Bybel. Die Bybel bring ons enerzijds onder die indruk van ons sonde en wat die gevolge van die sonde vir ons is. Ons sien natuurlik ook, dit beleef ons ook, die gevolge van die sonde in die wêreld. Die wêreld is 'n stikkende plek. Daar gebeur baie slegte dinge in die wêreld. En ons kan nie eers begin om dit op te noem nie. Almal van ons weet wat dit is. Anderzijds vertel die Bybel vir ons hoe ons van ons sonde gered kan word. Miskien moet ons eers so 'n tree teruggee. Ons leer in die eerste plek in die Bybel wie God is. Nêrens anders kan jy te wete kom wie God is. Nie eers in die natuur nie. God openbaar homself aan ons in en deur sy woord wat vir ons in die Bybel opgeteken is. Ons leer in die Bybel dat God die mens geskep het. En God het nie met sy skepping opgehou soveel duisende jare gelede of selfs miljoene jare gelede. Hy is steeds besig om elke dag te skep. So elkeen van ons wat hier is en elke mens in die ganse wêreld, of hulle nou in God glo of nie, het hulle bestaan te danke aan God. God se bedoeling was dat hy in verhouding met die mens wil leef. En dan ken ons nou die geskiedenis van die sondeval en hoe dat die mens deur sy eie ongehoorsaamheid die verhouding met God nie net vertroebel het nie, maar selfs verbreek het. Die sonde het 'n kloof tussen ons en God gebring. Die verhouding tussen die mens en God is stukkend. Ons lees ook in die Bybel van vele pogings van die mens se kant om hierdie verhouding te probeer herstel, om weer vir God aanneemlik te wees. Die geskiedenis van God met die volk Israel, wat in die Ou Testament opgeteken staan, is eintlik vol van hierdie pogings, waar die volk besef, maar ons het God nodig. Waar die volk besef, maar as God ons verlaat, is daar vir ons geen hoop, geen lewe nie. En dan ontstaan daar vele voorskrifte oor die nakoming van allerlei wette en seremonies, mensgemaakte wette om jou byvoorbeeld te reinig, mensgemaakte wette oor kos wat jy nie mag eet nie, mense met wie jy nie mag meng nie, streng rituele soos die onderhouding van byvoorbeeld die besnydings. Ja, natuurlik het God vir Abraham gesê toe hy 'n verbond gesluit het, die teken van hierdie verbond is die besnydenis. Maar toe God sy seun stuur, kom daar 'n nuwe verbond tot stand. En nou wil die mense die reëls van die ou verbond en baie van die mensgemaakte reëls bly nakom. En daarom het hulle gesê, as mense wat nou Christene word, daar's nou Jode wat Christene geword het, hulle was nou besny. Maar as mense wat nou uit ander volkere Christene word, dan's die voorwaarde, hulle moet eers besny word. Anders kan hulle nie Christene wees. En daarom bring hulle 'n wettiese reël in. As jy dit nie so gedoen het nie, dan is jy uitgesluit, nie gered nie, nie uitverkies nie, en dan selfs doodgemaak. En toe Jesus kom, toe verander alles. Want nou kan ons gaan kyk,
behalwe die 10 gebooie wat Jesus vir ons netjies saamvat, die samevatting van die wet, waar hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel, en met jou hele verstand en al jou krag, en die tweede wat hiermee gelyk staan, is jy met jou naaste lief hê soos jouself. Kom vervul Jesus al daardie wette, wat hulle moes nakom. Wat die mens nie vir homself kan doen. Hierdie stukkende verhouding tussen God en mens. Mens wil eintlik sê tussen mens en God, want die mens het die verhouding verbreek. Hierdie stukkende verhouding kan die mens nie self regmaak. Jy kan probeer so hard as wat jy wil. As jy dalk kerk toe kom sodat jy 'n bietjie aan hierdie stukkende verhouding werk, dan het jy die verkeerde idee. En as jy dink jy kan hierdie stukkende verhouding regmaak deur 'n klomp geld vir die kerk en vir goeie werke te gee, dan het jy die verkeerde idee. Daar's net een wat hierdie stukkende verhouding regmaak en dis Jesus Christus. Hy kom doen wat die mens nie vir homself kan doen. Die sonde van die mensdom wat die oorsaak is van die stukkende verhouding, dit kom neem hy op hom. Hy boet daarvoor. En daaroor kan ons lank praat en oor die ingrypende offer van Jesus en hoe verskriklik daardie offer was wat hy gebring het sodat my sondes vergewe kan. En nou word die boodskap duidelik, eenvoudig. Glo in Jesus Christus en jy is gered. Maar nou lê op die woordjie glo 'n ontsaglike klem. Glo is nie net om te sê ek glo. Glo is 'n lewenstyl. Glo in Jesus Christus beteken dat jy jouself totaal aan hom oorgee. En dan kan jy dit nogtans nie uit jou eie doen. Jy moet God smeek, Here, rig my lewe so dat hierdie lewe totaal aan U oorgegee is. Rig my lewe so dat dit nou nie meer ek is wat leef nie, maar Christus wat in my leef. Dit is 'n ingrypende woord. Glo in Jesus Christus. Die verhouding met God kan heel wees, want Christus maak hom heel. Jy kan 'n verhouding met God hê. Jy kan met God praat. Jy kan God se stem hoor in jou lewe. Jy kan sekerheid in jou hart hê. Jy kan sy liefde beleef. Jy kan nou waarlik leef met hoop, te midde van al die slegte nuus in die wêreld, met hoop leef. Jy kan met blydskap in jou hart leef. Jy gaan vir ewig leef. Dis die sin van jou lewe. En as ons nou die skrifgedeelte lees, dan kom 'n mens agter dat Paulus eintlik terugverwys na die eerste algemene kerkvergadering wat in die kerk plaasgevind het. Wat in Handelinge vir ons omskryf word, Handelinge 15. Want die vraagstuk by hierdie vergadering, wat in Jerusalem plaasgevind het, was juis die saak oor die besnydenis. Omdat die Jode daarop aangedring het, die Joodse Christen, dat almal wat nou gelowiges word, Christene word, eers besny moet. En op daardie vergadering het hulle besluit, dat 'n mens net deur die genade van Jesus Christus gered word. En daar's besluit dat daar geen verdere las op die heidene wat Christene geword het, gelê sal word. Hierdie gedeelte is nou 14 jaar na daardie vergadering geskryf. En Petrus was daar, hy was afgevaardigde na daai vergadering. En Petrus het geweet wat daardie besluit is. En daarom dat Paulus vir Petrus baie sterk aanspreek en vir hom sê, maar jy weet mos waaroor dit gaan. Julle is nog steeds besig om die mense te verwar. Julle sê nog steeds vir die mense
Ja, jy moet glo, maar jy moet daarom nog so ietsie doen ook. Jy moet daarom bietjie wette onderhou ook. Jy moet daarom eers besny wees. En dit staan in die weg van redding. Ja, Petrus het in Antiochië deur sy optrede te kenne gegee dat 'n mens eintlik meer as net vertroue in Christus nodig het om gered te word. Meer as net geloof in Christus. Daarom word hy tereggewys. En Paulus neem baie sterk standpunt in en hy sê, ek, die ou sondige mens in my, is saam met Christus gekruisig. Daarom is dit nou nie meer ek wat leef, maar Christus wat in my lewe. Paulus sê, 'n mens word nie vrygespreek omdat jy allerlei wette onderhou nie, maar deur in Christus te glo. Nou klink dit verskriklik eenvoudig. Nou is die gevaar, en Paulus sê dit op 'n ander plek, moet nou nie die vryspraak misbruik om sonde te doen. Want dis 'n baie eenvoudige ding. Jy moet net glo. Maar geloof val nie uit die lug nie. God skenk dit vir 'n mens. Maar hy skenk dit nie by een of ander oorhandigingsseremonie nie. Hy skenk dit elke dag opnuut vir jou. Jy moet onder die geklank van die woord kom. Jy moet weer en weer en weer God se woord hoor. Daaraan herinner word dat Christus die volmaakte verlosser en saligmaker is. Aan die een kant as 'n mens 'n klomp wette moet nakom, dan maak dit van jou 'n slaaf. Aan die ander kant, as jy in Christus glo, word jy vrygemaak. Paulus sê hy is saam met Christus gekruisig. Die ou mens, die sonde mens, die slaaf van die wet, het saam met Christus aan die kruis gesterf. En dan deur die inwoning van die Heilige Gees in sy hart, het hy hom identifiseer met Jesus se lyding. Hy self is seer en stikkend, omdat hy Christene vervolg en laat doodmaak. Hy self is seer en stikkend, omdat hy hom gevoel het, hy is nie waardig om geroepe te wees, om hierdie evangelie van redding en genade te verkondig nie. En daarom het hy die belewenis gehad, hy self het saam met Christus aan daai kruishout gehang. En Christus het dit vir hom gedra. Hy wat 'n sondaar is, wat die ewige dood as straf moes kry, vir hom het Christus ingestaan. Vir hom het Christus sy lewe afgelê in sy plek. Nou is hy geregverdig, die erfgenaam van die ewige lewe. Nou het hy die ware lewe ontvang. Hy leef nie meer uit homself nie. Christus leef in hom. Hy kry al sy krag van Christus. Hy vertrou Christus volkome. Dink ons moet leer om Christus volkome te vertrou. Dan sal ons nie moedeloos langs die pad word. Dan sal ons weet, hy dra ons. Hy staan in ons plek voor God. Paulus vestig sy hoop vir die ewige lewe net op Christus. Ek vra nou vir u, op wat anders, op wie anders sal jy tog nou jou hoop vestig vir die ewige lewe? En almal van ons wat vanoggend hier sit, weet ons lewetjie is net so kort. Ons weet hierdie aardse lewe gaan verby, op die oomblik tik hy by ons verby. Nou waarop sal jy nou hoop vir die ewige lewe? Wat het jy om vir God aan te doen? Hoe gaan jy vir God verduidelik hoe 'n goeie mens jy is, terwyl hy jou beter ken as wat jy jouself ken? Hy sê net op Christus. Net op hom kan jy hoop vir die ewige lewe. Net deur hom is dit moontlik. Net hy is die weg en die waarheid en die lewe. Net op Christus wat die vaste rots is. Net op hom vertrou Paulus. Alle ander grond is soos dryfsel.
En daarom, terwyl hy nog hier lewe, in die vlees lewe, leef hy in die geloof in die Seun van God. Die een wat hom so lief het, dat hy sy lewe vir hom afgelê het. Hy is die Seun van God, en daarom God self. Paulus het in hierdie lewende verhouding met hom geleef. Hoe lyk jou verhouding met die Here? Is dit 'n sporadiese verhouding of 'n lewende verhouding? Wat 'n blye boodskap! Christus het vir my gesterf aan die kruis, uit die dood oorwin. Ek hoef nie in die rigting van Jerusalem te bid, op sekere tye, op sekere dae. Ek kan nie genoeg goeie werke doen om myself voor God te regverdig. Al wat van my gevra word is twee goed, geloof en dankbaarheid. Ons is gered. Saam met Christus gesterf aan die kruis. Saam met hom opgestaan uit die dood. Die verhouding met God is herstel. Dis hoekom ons kan bid, tot God kan bid. Dis hoekom ons beleef dat God ons gebede gehoorsaam. Vir my sonde is geboet. En God kyk na my met die liefde van sy seun. Hy omvou my met sy arms. Hy tel my op en druk my aan sy bors. God het my lief. Ek weet dit. Ek beleef dit. Verstotenheid en doodsheid beleef ek nie meer. Ek hoef myself nie te red nie. Wat ek nie kon regkry nie, het Christus vir my gedoen. Ek is kind van God. Nie 'n vreemdeling nie. Nie 'n verstoteling nie. Nie maar net 'n vriend nie, maar sy kind. Ek leef nie uit my eie nie en in eie krag nie. Dan was ek verganklik, verlore. Nee, Christus leef in my. Om te lewe is vir my Christus. Dis hoe 'n lewende verhouding met God lyk. Hierdie lewende verhouding moet elke dag in ons lewe sigbaar wees. In ons onderlinge omgang met mekaar. Ons liefde vir mekaar. In ons gemeente wees. Elke Sondag wanneer ons saamkom om God te loof. In ons omgee vir mekaar. Ons meeleef en meewerk in die gemeente en kerk van die Here. En alles moet hierdie lewende verhouding sigbaar word. Hierdie lewende verhouding moet elke dag waar ons gaan, met wie ons ook al te doen het, ons optrede en dade en woorde bepaal. Dit beteken 'n mens dink voor jy praat, en jy dink voor jy doen. Dit beteken jy vra jou voortdurend af, of iets vir die Here aanneemlik is voordat jy dit doen. En met 'n stralende gesig, ja, julle hou klomp lang gesigte. Dis hoekom hulle sê, dis lekkerder in ander kerke, daar waar ons 'n bietjie opgewek kan wees. Ons sit hier met ons lang gesigte, ons het nie 'n glimlag op ons gesig nie. Die evangelie maak ons nie bly nie. Die evangelie moet ons bly maak. Ons moet met stralende gesigte die wêreld in. Ons moet met stralende gesigte deur die lewe gaan. Al voel dit partykeer asof alles swaar op jou druk. Die Here gee vir ons die lewe. Ons moet met dankbaarheid leef tot sy eer. Ons moet hom dien, ons moet werk in die kerk, ons moet getuig soos Paulus. Dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef. Christus alleen. Ek het niks meer as hom nodig. Amen.
Broers en susters, ons is dankbaar dat ons in die prediking weer kon hoor dat God genadig is. Van hierdie genade lees ons ook in Psalm 103. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig vol liefde. Sulke genade en liefde roep 'n mens tot geloof op. Kom ons bely ons geloof, terwyl ons nie so bly sit, soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in een Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, ons het nou ons geloof in God bely. Kom ons hoor wat sê die Here self in Deuteronomium 5, hoe ons hierdie geloof moet gaan uitleef. Ek is die Here jou God, wat jy uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbatdag van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk nie, of jou bees of jou donkie of enige ander dier of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur die groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gegee het. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie die huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, kom ons dank saam. Here almagtige God, ons dankie. Ons dankie vir die liefde oneindig. Ons dankie vir die liefdesseun, Jesus Christus ons Here. Ons dankie Here Jesus dat U ons kom red het, dat daar vir ons hoop is, lewe is, blydskap is, vreugde is. Here, dat ons so gevul is met U trou en U liefde, dat ons nie kan ophou praat daaroor. Dankie dat U deur die Gees in ons harte woon. Dankie dat U ons nooit verlaat nie, dat U ons by die naam ken en geroep het. Ons bid, Here, dat U ons sal vashou en bewaar, dat U by ons sal woon, altyd by ons sal wees, dat U dit so sal beskik dat ons eendag vir altyd by U sal wees, dat ons altyd in die teenwoordigheid sal leef. Ons wil U loof, want U is goed. U sorg hier op aarde vir ons. U gee U woord vir ons. U gee U Gees in ons harte. U skenk aan ons die volheid van 'n geestelike lewe. Daarom bid ons ook, sterk ons in ons geloof en laat ons gehoorsaam aan U lewe. Vergewe ons ons sonde om Christus onthul.
Amen. Geliefdes, kom ons sing ten slotte van Gesang 514. Gesang 514. En ons sing albei die verse staande, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees.